almal net in die comment sê, hoe mooi lyk Geraldine in leopardprint. Baie mooi. Ek dink nie ek het jou ooit in leopardprint gesien nie. Ek sou gous lief van my leopardprint. Rarig. There's leopard print and then leopard print, nee? So it's also leopard en leopard. En jy besluit wat die een is jy. Ek hoop ek sê eerste ene. Ek hoop ek sê regte ene. Ja, want mense kry leopard. En leopard. Leopard en leopard. Leopard. Exactly. Ja. Okay. Alright, okay, ek probeer net my Bama monitor op een plek sit en dan probeer kyk wat op foon aangaan op die ander plek te sit en dan Ek het letterlik nog acro branch hare. But you look beautiful in your Ek besef nou, ek het nog acro branch hare. Maar anyway. Dis die beste. Seker Mila het 'n lekker dag gehad. Ons het fantasties dag gehad en ek wil net sê, net sommer vir wat dit werd is. I'm just sharing it, nee, vir al die ma's wat nou luister. Want vandag was my nogal scary een oomblik. Ek post nie foto's van Mila, waar jou gesig hier sommer kan sien nie. Dit is soos bitter selde. Ek sal haar gesiggie verbloem met 'n hartjie of 'n blommetjie of wat ook al. So ek sal nie sommer net 'n foto van haar post nie. En vandag dat by Acro Branch is, toe is daar iemand wat my groet en sê, "Hallo Mila meis." Want ek ken nie die vrou nie. En toe besef ek net weer, vir elke ma daar buitekant, hoe belangrik dit is dat ons nie net random en ek sit nie eers gesiggies van haar op nie. Nee. Dat ons nie net foto's van ons kinders op sosiale media sit nie. Hou net gou vir my vas. Lena, kan jy asseblief ouma se hond kom haal? Ons het 'n besoeker in ons huis. Ons baie snaak. En okay. Ek verstaan nou nie hoekom ek nou hier sit. Kan jy al by jou hou asseblief? Dankie Lenaatjie. Hallo Lena. Lena kom kuier by my ook. Ek het 'n partytjie by my huis. Okay. Lena is my linkerhand. Ek wil op haar noot net gou by sê, ek het 'n hele rukkie terug het ek ook daai besluit gemaak. Ek het nogals redelik foutiewelik baie van Lemay gepost voor sy nog baie babietjie was op Facebook en sy is nou op deesdae baie bitter min op my Facebook en as sy is dit die agterkant van haar lyfie. En ek het my besluit gemaak eendag, ek dink Lemay was 7 maande oud, het ek by ma gaan kuier. En my ma het ook 'n nuwe hond gekry, 'n Staffy en my pa Lemay en die Staffy was soos een en my pa het 'n foto geneem en op die WhatsApp groep wat hulle as daar was kom ons sê daar was 7 werpsels, so die eienaars van al die elke werpsel het 'n groepie gemaak en hulle was soos 'n family, let's see how the dogs grow up. En my pa het daar gepost oor die hond en hy het gesê kyk, 'n hond is a man's best friend. En almal het die hond misgekyk en gesê, ja, maar dis Hytjie se dogtertjie. En toe ek dit klik op 'n Staffy WhatsApp groepie, toe besef ek net, en nou die dag is ek en Hytjie uitgenooi vir 'n voorblad cover shoot en gaan Lemaytjie saam wees en ek het onmiddellik gesê, nee, sy gaan nie saam wees nie. As dit nie vir julle aanvaarbaar is nie, kom ons vir die foto's dan los ons die voorblad somme. En dis bloot dit ek het 'n mandaat om my kind te beskerm en ek het 'n mandaat om my kind te help om my eie identiteit te vorm. Sy is Lemay. Weet jy wat? Baie mense sal sê, ja, maar weet jy wat, jou kind gaan veilig wees want bla 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 bla, maar dit gaan vir my oor identiteit. Ja. Gaan my regtig oor identiteit. Oor, jy so en so se dogter, jy so en so se kleindogter, jy so en so. Ja. So ja, maar anyway, ons is vandag 'n Acro Branch. Indeed, we did the Acro Branch. En daarna was ek, hoe spreek jy dit uit? Nikki wie? Lenay se winkel toe. Nikki, okay, en daarna, en ek het nog steeds my groen oorbelle. Nikki Lenay. Mila Meis het my groen oorbelle gekies, en ek het dit nog steeds aan. Is beautiful.
Hierdie is my Nikki Lenay, Milan Meis keuse. Das hy. Kyk, ouma, dit's groen. Soos jou jas. Das hy. Ouma is vanaand groen. Okay. Ek Ja. sien nog Maar anyway, welkom aan al almal. julle paartjies op. Welkom aan almal. Hierdie is episode 3 wat beteken volgende week donderdag is die laaste episode 4. Ek doen dit gewoonlik net in 4 episode reekse en dan sal weer 'n russeisoen. Glo dit of nie, ek het my kalender vir die laaste 6 maande van die jaar opgesit en ek het seker 20 vrouens gehad wat my gesê het of my ge-inbox het en vir my gesê het eerlikheid Geraldine, wanneer gaan jy rus? Kyk hoe besig is jou jaar. Wanneer gaan jy by jou man en jou kind uitkom? En dan wil ek amper vir elke vrou terugtik en sê, okay, maar my eerste 6 maande was choopstil. Ek het nie funksies gevat nie. Dit was my russeisoen in die eerste 6 maande. Maar ek en Aitjie, ons lewe lyk anders. Ons is baie deur die dag by mekaar. My middag is afgesonderde tyd saam met Lemay. Ek het die vryheid om van 1 tot 7 niks in my dagboek te hê nie, omdat ek kies op my tyd so, asseblief, my kalender, I know how to manage it. En dan my laaste vraag wat ek sommer net gaan met een Ja. baie vlee met een klap vol klap, is die vrouens wat my gevra rondom my Bybelstudie, massas e-poste, en ek het nie 'n E-posse. spesiale boek gaan koop nie. E-posse. Yep. Dis nie e-poste nie, is e-posse. En hy het 'n koppelteken, want as hy nie 'n koppelteken het nie, is dit 'n lang gedig. 'n E-pos sonder 'n koppelteken is 'n lang gedig. E-koppelteken pos, e-posse. Ja? E-poste. Nee, E-poste. e-posse. Alright. Anyway, so dames, dis nie 'n spesiale boek nie, dis sommer 'n gewone Een e-pos, twee net so. Dis 'n gewone A4 soft touch journal, maar ek het hom spesiaal gemaak want dis my notas wat daar binne is. So niks spesiaal aan die boek nie, is 'n gewone A4 lyntjies papier. It's what you put in there when you spend time in the word. So ek hoop dit help almal se vrae. Daar's nie 'n spesiale winkel waar jy hom gaan koop nie. Daar's nie 'n winkel waar jy pre-noted notas klaar gaan inkry nie. Jy gaan moet in die woord sit en jy by jou woord moet uitkom en jou woord gaan moet swat en you must do your thing. So ek wil net daai Ja. vraag ook antwoord het. En weet jy wat, Geraldine, ek wil net gou-gou vir vrouens sê wat voel dat hulle nie noodwendig die woord ken nie, of dat hulle nou nie weet, okay, maar wat gaan ek nou neerskryf as ek nie weet wat die woord eintlik daar sê of wat ook al nie, dan begin jy met gewone journaling wat jy sê. Ek het hierdie stukkie gelees. Hierdie is die vraag wat ek gevra het. En al het jy nie voel geraak oor die antwoord nie, maar Google, want jy wil weet wat dit beteken. Of moet hierdie kultuur dan skryf jy dit daar neer? Of nie? Absoluut. Ek dink vrouens dink baie keer of mense intieme tyd soos I felt something, het iets op my neergedaal, ek hoor Here, ek hoor, en hier begin ek net soos daar supernaturally self te skryf. Glad nie. Soos dit glad nie. Ja, dis is letterlik glad nie. Maar okay. Ek het tyd daar net 'n woord. Begin at least in- en dan sê ek okay, Ek begin at least en maak merkies in jou Bybel. net so. Okay. So, Hm. vanaand se les gaan oor ons geestelike oë. Hoe lyk dit wanneer ek sê ek sien met my geestelike oë of ek kyk met my geestelike oë anders na my lewe, anders na die wêreld, anders na my omstandighede. Soveel vrouens worstel met hierdie onderwerp, en ek dink dis baie belangrik om eerstens weg te trek en te sê, okay, maar wat verstaan ons of hoe lyk dit om met hoe lyk dit prakties om met ons geestelike oë te kyk na dinge? Ek dink ek wil net die vrouens bemoedig om sommer net of aanmoedig om te gaan lees weer gou en as jy nie weet waar dit staan nie, ek kan ook nie nou onthou nie, maar jy kan asseblief tot ons herinner Geraldine, die verhaal van Elisa, van Elisa en Elia, is twee verskillende mense. Ja. Elisa in Engels Elisha met 'n SH, Elisha, en sy knegg
ek dink dit was Sirië, die koning, hulle almal was agter Elisa aan, want ek bedoel hy was net 'n man of anointing and a man of the cloak, en hy was 'n groot profeet gewees, redelik chaos veroorsaak tussen die volke as hy 'n woord gespreek het. En toe een oggend, hy en sy knegg het alleen getravel en toe word hulle wakker en toe knegg, maar my meester, verstaan, almal is hier rondom my, wat in die lewe, verstaan, hoe nou? En Elisa het net gesê, hy het gebid tot God en gevra dat God sy oë moet oopmaak. Sy oë moet oopmaak. En toe die knegg weer kyk, toe sien net hier skare en goeders, dis dit soos, I did not see that. Want dit wat my gewone oog sien en dit wat my geestelike oog sien, is twee verskillende goeders. Verstaan? Ja. So gaan lees 'n bietjie weer daai verhaal, die wat wil. En merk dit sommer in jou met jou Bybelstudie en sê, Here, ek wil my geestelike oë laat oopgaan. Ek wil dit oopmaak. Nou, Jeredien, jy wil weet, wat is my opinie oor hoe maak ons dit prakties om ons geestelike oë beter te laat sien? Dan gaan ek altyd terug na Samson se verhaal toe. Samson was hierdie man gewees wat hy het nou 'n paar voetfoute gemaak en hy het gestruggle met goedjies, verstaan, in die tande goeders. En ek altyd Samson het baie spiere gehad, nee. Ek dink Samson was 'n doodgewone ou en as die gees oor hom gekom het, was hy net particularly sterk. Verstaan jy? So ek dink Samson was eintlik nie hierdie sterk dude gewees nie. Maar in elk geval, en dan is dit 'n paar goeders wat vir my altyd uitstaan van Samson se verhaal. Is as jy gaan kyk na die Filistynse meisie met wie hy aanvanklik getrou het, of wat aan wie hy aanvanklik verlief geraak het, as jy gaan kyk na Delilah, hulle het gekarring en gekarring en gekarring en gekarring. Maar vertel ons jou geheim, vertel ons jou geheim, vertel ons jou geheim, vertel ons jou geheim. Hierdie ding sê, sodat ons by praktyk kan uitkom. En wat op die eind gebeur het, is Samson in hulle relentless attempt to get to the secret, nee, het hy oorgegee, uit sy eie swakheid, het hy oorgegee, en wat toe gebeur, is die oomblik toe hy sy geheim weggee, is hy vasgebind, hulle het sy oë uitgesteek, en hy het koring gemaal vir die vyand. Okay. Nou, in my Bybel staan daar bind, blind, grind, nee? As die vyand jou gebind kry, kan hy jou geblind kry, verblind kry. Nee? En dan op die eind van die dag, dan werk jy later vir verkeerde koninkryk. You grind for the wrong kingdom. Nee, net so Samson het. Nou, hoekom ek sê, is dat sonde maak ons geestelike oë toe. Sonde, net gewone sonde, maak ons geestelike oë blind, right? En hoe kom die vyand partykeer by sonde uit? Hy lê ons lam. Hy hou aan en aan en hy weet ons wie. So as ek het nou, sommer net in 'n praktiese voorbeeld, dit is waar jy byvoorbeeld sê, Here, ek weet hier's een of twee wat u wil begin uitsorg. Wat nou 'n random voorbeeld, né? Kom ons vat 'n hedendaagse gewilde voorbeeld. Al die tannies met hulle gin vriendinne, né? So nou tannie, het jy nou besluit, jy gaan nou nie meer kuier op 'n Vrydag aand nie. Jy gaan opdaag met jou koffie, met jou, jy gaan koffie drink, jy gaan verstaan. Jy gaan nie meer, want ek sê niks oor drank nie, asseblief. Wat ek sê is, jy dalk tot by die conviction, jy moet anders lyk en ryk as die wêreld. Jy moet anders lyk, you need to be set apart. So nou het jy het hierdie
absolute conviction van die Here af, jy het hier oortuiging en goeders, dis wat jy moet doen. Okay, vir die braai. Nou wil almal vir jou gin ingooi. Nou is jy nie voorbereid met hoe om te deel met dit waarmee die Here jou convict het nie. Nee? Samson was nie voorbereid om die antwoord te gee nie. So, ek is nou nie voorbereid nie. Ek het nou nie gedink, as ou Gertientjie nou weer instap en sê, hoorie vriendin, wat drink jy? Watter drink jy? Jy sal roes. Ag, gooi net vir die girl ietsie asseblief, dit was 'n helse week. Nou, in plaas daarvan, dat jy 'n antwoord het om vir haar te gee, sit jy daar en jy soos, man, weet jy, eintlik, ek is nie vanaand so lus. Ek is nie vanaand lus vir 'n gin nie, dankie weer, ek dink ek gaan vanaand net 'n koffie doen. Want jy het nog nie die boldness gekry om jou conviction te deel nie. Ja. Nee? So as ons uit sonde uit wil tree, om ons geestelike oë oper te maak, dan moet ons weet, ons moet gereed wees dat die wêreld relentless gaan aanhou. Vriendin, drink jy nog steeds net koffie? Wat is nou die storie? Vertel ons net die storie. Hulle wil net weet, wat is die nuwe wat ook al. En as jy nie jou conviction met selfvertroue en met 'n oortuiging kan deel nie, dan gaan al die gingooiers gaan jou later laat voel, oh my word, jy is so 'n drip, jy is so 'n nat vaddoek, jy is so vervelig, jy het so baie verander, jy is so dit en dit en dit, jy is net nie meer dieselfde nie, dat jy op 'n gegewe Vrydag aand daar gaan sit en sê, ag weet jy, een gaan seker nie saak maak nie. Okay, en die oomblik wat jy jou conviction weggee, maak saak wat daai conviction is nie. Die oomblik wat jy jou conviction weggee, daai oomblik begin jy weer geestelike blindheid te erf. Want nou aan die een kant gaan jy worsteling erf, Here, ek is so jammer, Here, ek weet ek moes ja, maar Here, maar die vyand, beloof ek jou, is meer relentless as dit. Hy hou aan en aan en aan. Môre stap jy by die werk in. Nou staan hulle daar, ag weet jy, hierdie vrouens wat so absoluut super heilig is en dit so irriterend is, want weet jy wat, jy mag nie eers 'n gin drink nie. Nou hoor jou ore dit. So nou hoor jy weer hoe die vyand vir jou vertel, weet jy wat, nou staan hulle daar in die kantoorspasie en hulle vertel, dat ag weet jy wat, ek bedoel, ek dien die Here, ek is lief vir die Here, maar weet jy wat, 'n gin staan nie tussen my en die Here nie. Verstaan, nou begin jy, Here, ek weet nou nie meer nie, verstaan? En hierdie gaan nie oor gin nie, glad nie, drink jou gin as jy wil, verstaan? Dis net 'n voorbeeld om vir jou te sê, dat partykeer dan maak die Here ons geestelike oë oop oor goed, en die wêreld sal jou convict daarvoor. Die wêreld sal jou veroordeel daarvoor. Ek het toe my kinders klein was, het ek 'n lyn getrek in my. Dit is, my kinders sal 0 boggerrol kyk waaraan daar magic goeders is. 0. Nie een ding nie. En ek was baie ekstreem daaroor. My kinders gaan nie fiekies, unicorns, nou weet ek, daar's vrouens wat nou na my luister en dink, hier gaan ons. Dis daai mense. Dis daai mense, die duiwel kruip nou weg in Dubai. Want as jy die Dubai koop, dames en here, laat ek net vir jou die nuus gee. Hy kruip daar weg. Verstaan? En ons maak geestelike deure oop in ons lewe. Maar ek het baie harde lyne getrek in my kinders se lewens. En was dit 'n stryd? Ja, dit was 'n stryd, maar weet jy wat? Die oomblik toe ek begin het om dit waarvan die Here my oortuig het, boldly 'n lyn te trek, kan ek ander goed ook te sien. Dis dit as die Here begin, daai ding gesnap, so nou gaan ek vir jou hierdie ding wys, en nou gaan ek vir jou hierdie ding wys, en nou gaan ek vir jou hierdie ding wys. So prakties, as mense my vra, hoe oefen jy jou geestelike oë en hoe leef jy dit uit? Nommer 1, be bold about your conviction. Be bold about your belief. And be ready for the world coming at you. Wat vir jou gaan sê, ag hoekom? Wat? So, jy gaan nie mense kry. So die feit dat ek nou gin drink langs
nee? Dan sit ons moet ook verstaan. Geraldine, en dis 'n ding wat ek iewers in my lewe besef het. En ek sien op sosiale media snap mense dit nie altyd nie, né? Daar's hierdie mooi gesegde wat sê you cannot talk butterfly language to caterpillar people. You cannot. So daar gaan seker goeders wees wat jy in die gees sien, gee 'n sekere open wat ander mense nie het nie. En dit gaan nie oor judgment nie. Partykeer gaan dit oor die Here het jou iets spesifieks gewys. Verstaan? Die Here het nie vir Johannes liewer gehad toe hy op Patmos gesit het, as wat hy vir Petrus lief gehad het toe Petrus hom verloon het nie. Die Here het nie die een liewer gehad as die ander een nie. Die een was nie noodwendig beter as die ander een. Maar God het 'n baie spesifieke ding gehad wat hy vir Johannes gegee het om te sê, run with this message. So, ons gaan partykeer gaan ons geloofsoortuiginge hê wat ons geestelike ooggoeder sien, anders kyk as die wêreld, en dan moet ons 'n boldness hê rondom dit. Ons moet gereed wees om dit nie noodwendig te verdedig nie. Ons moet ook wees om inspraak te hê. Met ander woorde, Geraldine, vir jou wat ek vertrou as sussie in Christus, gaan ek dalk sê, as jy vir my sê, ag Greta, is dit nou nie belaglik wat jy nou doen nie, dan gaan ek luister na jou. Hoekom? Want ek weet, jy ken die woord, ek weet jy's lief vir die Here, ek weet, die Here het jou al toevertrou met baie revelation en goeders. Man, is ou gaan tiepie hier van die straat af nou hier inkom, hy weet borrel, man, hy het nog nooit sy Bybel oopgemaak nie. Nou wil hy vir my sê, ag asseblief Greta, weet jy wat, julle klomp vrouens, gaan diep, be blessed my boeta, is daar iets waarvoor ek vanaand vir jou kan bid, maar ek gaan nou nie met jou wrestle oor die freaking fiekie duwy nie, ek gaan nie, verstaan, maar weet jy wat, as jy vanaand gaan koud kry met en jy het 'n fiekie duwy, vou hom toe, want die Here se bloed is groter as dit. So, ek dink sonde, geestesoë en jou crowd, wie jy dit leef, het die goed op mekaar. En hoe meer ons begin bold lyne in ons lewe trek, hoe meer glo ek, vertrou die Here ons met meer goed. Hy sê, faithful are you in the little things. Ek het jou vertrou met klein bietjie, nou vertrou ek jou met meer. En mense dink dis altyd net soos finansies, of dit is net soos grondgebied of goeders. Nee, jy was gehoorsaam in 'n klein dingetjie. En daarom gee ek vir jou die volgende stuk grondgebied, waar jy meester sal wees van die grondgebied. Ja. So, ek dink om ons geestelike oë oop te hou en oop te maak, natuurlik, ek wil nou nie week na week dieselfde goeie sê nie, maar die community saam met wie jy hardloop, maak 'n verskil. Die hoeveelheid tyd wat jy saam met die woord van die Here spandeer, maak 'n verskil. Die intimiteit wat jy met God het, maak 'n verskil. Maar op die einde van die dag, sonde maak ons oë toe. Ja, absolutely. En self I justify klein habits. Ja, klein habits. En mense vra baie keer, jy weet, het ek al op my vrouekamp gedurende het ek al gehoor dat vrouens sê, maar Greta, waar begin ons? Want ek wil nou by daai plekkie uitkom. Hierdie is nou my doelwit. Ek wil nou hier uitkom. Waar begin ek? Wel, weet jy wat? Daar's 'n paar goed wat common sense is. As ek sê ek wil gewig verloor, dan is die common sense, ek kan 5 kilo slapchips eet nie. Maar Greta, hoe het jy dit geweet? Weet jy, niemand het by my voordeur opgedaag en vir my gesê, Greta, jy moet nou ophou slapchips eet nie. Ek het net iewers geweet, ek dink nie hierdie is goed vir my nie. Verstaan? So partygoeders is nie eens, hoe sê die tieners, dis nie so diepie tannie, dis nie so diep nie. Verstaan? So ons moet, hier sê die mooi verhaaltjie van hierdie seentjie, wat uit aan marmer gekap, die oom het aan marmer of graniet of wat ook al het hy uitgestaan in chisel aan hierdie blok. En toe praat oom, toe sê hy is 'n beeldhouer. Toe sê hy, maar wat se beeld maak oom? Toe sê hy, ek is besig om 'n perd, jy weet, in 'n beeld te vorm. Toe in 'n standbeeld, toe sê hy, oom, maar hoe gaan dit 'n perd word? Want dit is dan net 'n blok. Toe sê hy, ag ou seun, weet jy wat, oom, haal alles af wat nie soos 'n perd lyk nie. So as jy sê, Here, ek wil geestelike oë hê. Begin om die mense te verwyder uit jou lewe uit, wat jy weet, nie geestelike oë het nie. Want hulle opinie gaan jou nie help nie.
Sê Dommy met mense afskryf. Nee, ek sê nie dis jaf, jaag hulle weg, dis nie wat ek sê nie, want dis wat mense baie keer hoor. Dis net 'n discernment wat ek het om te sê, weet jy wat, ek kan by hierdie vriendin, ek weet oor nie, en ek weet sy het nie 'n geestelike uitkyk oor die huwelik nie. Sy is geskei en sy is nog verbitterd, geskei en nog verbitterd. Geskei is nie die probleem nie, maar geskei en nog verbitterd is want nou gaan ek nie vir haar vra oor wat die hel. Ek gaan nie vir haar vra, hoorie, hoe swem uit hierdie rus. Ek kan nie vertrou nie. So ek gaan sekere grense in plek sit. Okay, maar dit ek hoop dis 'n antwoord. Ons het gesê ons gaan kort, dis my Ek antwoord. dink is baie waar, net gou vinnig oor die assosiasie. Dis 'n baie sterk beginsel in my en Hytjie se lewe. You become like the 5 people you spend most of your time with. En as jy byvoorbeeld nou vanaand eerlik kan sê, as jy byvoorbeeld deur 'n slegte patch met jou man gaan of het jy vandag geïrriteer of jou so kwaad gemaak oor iets, is die eerste persoon wat jy gaan bel jou vriendin of gaan jy in gebed gaan en gaan vra vir genade en grace for this person because I don't like him this much at the moment. En as jy dan nou kies om na jou vriendin toe gaan, dan vra ek altyd myself, wat is die raad wat ek terugkry? Ja, weet jy wat, ek het my man met my vriendin bespreek en sy het sommer saam ingeklim en hom saam kom bespreek. So daai Sy het gesê, weet jy wat, ou, ek doen dit ook. Ek sê vir jou alle mans is so. Dis nie regte vriendin om oor huwelikstraat te praat. Ja, so ek is ook op 'n plek, like ek weet met wie ek my geestelike gesprekke kan hê en by wie ek net gaan praat oor die weer vandag was koud, ek dink dit snoei. Ek kan nie my woorde vanaand uitkry nie. Dit sneeu in die Drakensberge. Dis sulke tipe gesprekke, bo-langse gesprekke. We had a good time and we're going back. So. Ja, exactly. En die vrouens moet nou, wanneer hulle luister, moet gechallenge voel. Hulle moet voel, okay, maar wie, jy moet dit vir jou sinnetjie daar neerskryf, dat jy net later gaan ponder daaroor. Wie is die mense, wie is jou tribe? Ek praat altyd van my tribe. Wie is die tribe wat ek vertrou met dit en dit en dit? Absoluut. En dalk gaan hierdie tribe nie noodwendig dieselfde 5 mense wees nie. Ja. Verstaan jy? Yep. Ek wil Geraldine, ongeag hoe baie ek jou wysheid value, gaan ek nie noodwendig nou vir jou raad vra as ek struggle met my tiener nie. Nee, asseblief. Verstaan jy? Maar hoor jy wat ek sê? Ja. So partykeer vertrou jy ook iemand se spraak in jou lewe van wie hulle is, maar op grond van hulle ondervinding. So ja, ek dink maar net ons moet ons tribe kry en ons moet vir Here vra. Here, maak my geestelike oë oop. Dis 'n verskriklike vraag om te vra. Want as jy jou geestelike oë begin oopmaak, dan gaan jy eintlik sien, oh my word. Luister wat se musiek luister ek. Dis oh my woord, ek kan nie glo ek het hierdie series ooit gekyk. Wat in die lewe? Ja. Hoor ek was mal oor hierdie boek. Jy gaan voor jou boekrak staan en sê, Here, ek vra om vergifnis. Yep. Jy gaan dan van jou foto's kyk toe jy 20 en 30 was en dink, Here, wat het ek gedink om met soveel cleavage uit te gaan op 'n date? What was I thinking? Well, clearly you were not thinking. Maar daar gaan sekere goeders wees wat die Here jou net gaan van convict en jy gaan dit begin anders sien. Ja. Okay. Cool. Ek hoop dit help iemand daar buite. Absolutely. Ek glo dit as ek met myself ook moet baie keer werk want ek kan so vasgevang raak en dis my volgende vraag in ons gebrokenheid en in ons pyn en in ons trauma is hoe kyk ons uit daai plek uit? Hoe kyk ons met geestelike oë in daai situasie van ons lewe in? En ek het daai gesê, ek het 'n quote wat ek vir myself altyd so neerskryf is when you fix your eyes on God, he fix your thoughts. En dis deel van jou geestelike oë ook. So when you ask God to open up your spiritual eyes, he's going to show you a lot of things that's not in line. En dan is dit altyd daai ding van okay, nou word dit vir my uitgewys. Nou is dit weer terug by my. Like I've got to act now in obedience and delayed obedience.
Ja, is dis delayed disobedience is still disobedience. So ja, so die volgende vraag is hoe hanteer ek dit as ek net die gebrokenheid in my eie lewe kan raak sien. So my kind verloor, my man se skei, gaan finansiëel sleg raak. Dis net taaf om my, maar ek moet nou net die mooi raak sien. Weet jy, dit voel vir my, baie keer dan luister ek na ander sprekers, dan dink ek, wow, weet jy wat, hulle het sulke amazing goeders, en dan dink ek, as ek na my goeders luister, dan sê ek, soos, hier is my resep van 5 goed. Just go do that. Maar dit is altyd die ou selfe goedjies. Op die einde van die dag, as jy voel I'm drifting, hier's 'n held, and I'm drifting. Maak nie saak wat daai storm se naam is nie. Geliefde aan die dood afgestaan. I'm drifting. Huwelik val uit mekaar uit. Ek het my werk verloor, ek het my geloof verloor, I am drifting. Dan moet jy vir jouself vra. Okay, well, een gewone praktiese ding. As jy op die oop see in 'n storm is en die golwe is overwhelming and you are drifting. Wat gaan jou raad? Ek gaan sê jy het iets nodig om aan solid anker nodig. Jy het 'n anker nodig. Nou, wat is daai anker? Geraldine, as ek nie die Here se anker gehad het in my lewe en woordwaarheid in my lewe gehad het nie, sê ek vir jou, het ek my sirkuslappe opgepak na Francis se laaste affair het opgepak en net gesê ek is klaar, baie dankie. Over and out. Ek gaan iemand se sekretaresse word. Verstaan? Maar omdat ek woordwaarheid geken het, het ek geweet, die anker hou my stabiel. Al drift my emosies. Hou die anker in die waarheid. So, omdat ek waarhede geken het, het ek geweet, God sê, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit alleen los nie. Ek sal nooit nie. So, dit was 'n waarheid. Ja. Here, maar ek voel so alleen. Here, ek is alleen. Here, ek kyk na die omstandighede om my en ek het niks meer nie. Dan kom die Heilige Gees en hy sê, maar ek is nog hier. Woordwaarheid, anker my. Here, maar my emosies, dan sê hy, dis alright, gaan huil jy nou maar klaar en alles, want ek is nog steeds hier. So sy woordwaarheid het my geanker, nê? Die sad deel is dat party mense gaan deur 'n storm as hulle nog nie geanker is in die Here nie. En dan bevind hulle self op die oop en dan verdrink hulle of daar's haie om hulle en hulle vra dan roep hulle uit en sê maar waar is die Here? Hoe het ek hier gekom as die Here regtig waar is, nê? Maar as jy God ken, dan sal jy weet. Jou lewensredder loop op water. Maak nie saak hoe diep jy uit op die see is nie. He will come and fetch you. Ja. You just have to call him. Verstaan? So maak nie saak waar ons is nie. So vir my is dit, ons moet woordwaarheid hê. En dan, Geraldine, ek dink, ons moet, wanneer ons in pyn is, en ons deur moeilike goeders gaan, moet ons nie die fout maak om met maskers te leef, nê? En daarmee sê ek nie, jy moet nou 'n meltdown hê in jou kantoorspasie, en jy moet, verstaan jy, en jy moet oppak in die gym, en dis nie wat ek sê nie. You cope where you have to cope, but you have to have a space waar jy jou meltdown kan hê. Ja. En ek dink veral vrouens, nee, nie veral vrouens nie. Ek dink ons vrouens het goeders soos, ek wil nie hê my kinders moet sien ek huil nie. Mama is okay, liefie, mama is okay. Ons doen nie. Die mense kom kuier, so ons gaan nou nie, jy weet, ek gaan net make-up aansit. Ek dink ek lyk okay. Hallo, hoor jy? Sekerig het jy verkoue. Ek weet nie, my neus is so lastig. So, ons wil graag ons kinders beskerm van ons seer, ons pyn, ons emosie,
nê? Ons wil nie hê mense moet weet waardeur ons gaan nie. Want ons 'n leuen wat aan ons vertel is al vir dekades van if you have a meltdown, you are weak. Verstaan? As jy struikel, dan het glo nie genoeg nie. As jy vir verskeie redes, het vrouens later 'n ding of mense het later 'n ding van I cannot afford to be myself and to put myself out there and sê julle ek gaan deur 'n helse moeilike tyd. Verstaan? So nou, partykeer in spasies in waar ons eintlik ongesond gelukkig moet lyk. En dit hou ons in ons trauma. Dit hou ons weg van intimiteit van God. Ja. Dit hou kom by healing uit. So ek dink wanneer ons in 'n moeilike tyd gaan, is dit oukei om ook 'n bietjie boundaries te begin hê met ek gaan nee sê vir huis. Ek gaan nee sê vir daai familiekuier. Ek het tyd nodig by myself om by die Here se voete te gaan sit. Ons hoef nie oral te wees nie, jy hoef nie almal se antwoord te wees nie, jy hoef niemand te fix nie. Dit is oukei. Jou kind word en die kosblik hoef te gepak te word en die weet wat, jou kind gaan survive al het mamma gisteraand heeltemal die plot verloor. Dan is daar altyd ruimte om te sê, weet wat, last night was a terrible night. Kan mamma net vir jou sê ek is jammer dat ek gisteraand dit of dat nie gedoen het nie. Want dan gee ons ook sommer net parenting ding, dan gee ons ook vir ons kinders toevallig in dit ruimte om eendag te kan sê I am not okay. Verstaan? So ek dink in ons geestelike worsteling en wanneer ons deur pyn gaan en goeters, it's okay not to be okay. It really is okay not to be okay. En dan gaan dit weer terug. Woordwaarheid, community. Woordwaarheid, community. Ek is so bly jy die woord trauma en healing ook nou gebruik want ek werk baie met vrouens wat en ek sê ek gaan dit net gou sê moenie hoor wat ek nie sê nie. Ek sê nie iemand se seer is groter as 'n ander persoon se seer en ek sê nie moenie nie deur jou seer gaan nie want brokenness is the place where God works at his deepest, net so by the way, maar wat my so amazing is as ek met vrouens werk one-on-one, dan kom ek agter hoeveel vrouens sit kamp op in hulle trauma of kamp op in hulle gebrokenheid en dan is my praktiese illustrasie en ek het hom vanaand saamgebring is so 'n massiewe stuk tou. Ek weet nie waar sy begin en sy einde nie, because hy's redelik lank. En dan heel aan die beginpunt het ek rooi. En dan sê ek vir die vrouens, hierdie is ons lewetjie op aarde versus what's one day waiting for us, right? Hierdie is ons ewige lewe. Nou wil ons kies om op hierdie gedeelte van ons lewe, hierdie klein spasietjie, wil ons nou kies om eerder kamp op te sit in ons plek van trauma, in ons plek van bitterheid, in ons plek van seer. En ek sê nie, jy gaan nie deur seer gaan nie, because it's part of our journey. And ek sê, that's where God is working at his deepest with us. But you're going to have to choose to heal from it. Jy gaan moet kies om vir jouself te sê, my emotions are real, but they're not always the truth. So I can't be emotionally led throughout my whole life. En dis wat Greta sê van, wat is daai waarheid? Wat is daai beloftes? Ek het in die week met 'n vroutjie gewerk wat ek al gesê het, okay, noem vir my een plek in jou lewe waar God vir jou goed was, waar hy deurgekom het vir jou. That you know that he is a good God. En sy sê vir my wel op 31 weke toe sy haar vrugwater verloor het in haar swangerskap en dit het bonatuurlik die baba en die swangerskap toe sê ek okay, wel, so jy weet hy's 'n goeie God. So omdat hy nou nie elke situasie uitwerk so wat jy wil hê hy moet uitwerk nie, now he's not a good God. But he's not always going to give us what we want. He's going to give us what he knows is right. And unfortunately, that includes trials and tribulations. En die vraag was is hoe hanteer ek dit as ek net gebrokenheid in my lewe sien? Ek wil amper bald wees om te sê, as jy net gebrokenheid in jou lewe sien, you've pitched your camp. En miskien is dit tyd om daai tentpenne uit te slaan en te move, because daai move to your promised destination or moved into the promise is 'n aksie. You need to step and go.
Die land gaan nie nader kom nie. Ek het nog nooit gesien hoe land in beweeg nie. Ek het gesien Ja. hoe mense land in beweeg het. So Ja. I think we should not pitch our camp. Ja. Jerry, daai so goed. Ek dink by die wegtrek met baie vrouens wat in fixing mode is of in masker mode is of goeders. Sterk vrouens, baie tipies, of vrouens wat dalk uit 'n huishouding uitkom waar hulle groot geword van huil nie, jy moet nie sensitief wees nie, jy moet cope, jy moet survive, jy kan hierdie doen. Kom aan. Hou op huil. Die lewe is nie so erg nie, nê? Ja. Dat hulle al so lank in survival mode is dat hulle nie eens besef hulle is gebroken nie. Ja. So daar's een tipe vrou sy is gebroken nie en daar's 'n ander vrou wat soos jy sê kamp opslaan. En ek is 'n firm believer, you cannot heal from what you cannot admit. Ek kan nie gesond word van iets wat ek nog nie erken het aan myself nie. So as ek nie erken ek is gebroken of ek struggle met hierdie ding of hierdie ding nie, dan kan ek nie daarmee deel nie. Ek Ja. gesond word daarvan. So admittance van my gebrokenheid is my key om te kan sê I am struggling and it's okay not to be okay. It's okay. En dan en as dit 'n minuscule dingetjie is, ek gebruik altyd met die vrouens hierdie voorbeeld, dan sê ek as jy as vrou nou uitgevind het jy het borskanker. Daar sit jy in die wagkamer by die dokter. En jy het nou uitgevind jy het borskanker. Jou lewe is geshatter in daai oomblik. Ja. Né? Ongeag wat God se waarheid sê van healing en van sy plan en al sê 1000 mense onthou net, weet jy wat, God kan jou nog genees en jy is nie dood nie en in daai oomblik shatter jou lewe. Ja. Nou vat ek 'n ander mamma wat dalk nou in 'n parkeerarea sit en hier sit sy en wag vir haar kind wat nou moet uitkom by die skool en hier kry hulle op die skoolgroepie die nuwe leiers is aangekondig. Haar kind is nie 'n leier nie. Daai mamma wat in daai kar sit, wat weet hoe graag haar kind 'n leier wou wees, se lewe is geshatter. Maar ek kan nie daai twee ma's langs sit en sê, nou wie asseblief leiers, julle laglik. Hierdie vrou struggle met borskanker. Al twee se shatter in daai oomblik. So dis 'n ding wat vir my baie belangrik is altyd om vir vrouens te sê is al voel jy my gebrokenheid is nie so erg nie. Daar's baie mense wat bless you, wat baie swaarder kry as ek, né? Dis okay. Own what is yours en deel daarmee. En as ander mense dan vir jou sê, ag weet jy, dit is nie so erg nie, vir jou is dit so erg, né? Ja. Maar daar moet 'n punt kom, Geraldine, wat ons sê, nou, staan op prinses, trek jou kroon reg. Verstaan jy daai vibe, né? Wat ons nou op 'n stadium moet sê, weet jy wat? Wat is jou beplanning? Ek vra baie keer vir vrouens. Okay, goed. So jou man het jou nou gelos, né? Jou man het jou nou gelos. Ek verstaan, sê gou vir my, waar sien jy jouself oor 10 jaar? Wat is jou beplanning in jou kop vir waar jy oor 10 jaar wil wees? Ja. Ek weet nie, van al wat ek nou weet is hy het my gelos, dan sê ek verstaan dit. Ek sê, kom ons begin by praktiese goed. Goed, hoe oud is jy nou? Ek is nou 39. Okay, hoe oud is jy oor 10 jaar? 49. Okay, vertel gou my hoe oud is jou kinders dan? Okay, my kinders is so oud. So ek wil prakties weet. Okay? So waar sien jy jouself? Jy's 49, jou kind is dan nou in die hoërskool. Okay. Hoe sien jy jou hoërskoollewe met jou kind? Nee, Greta, weet jy wat? Ek wil net hê my kind moet gesond deur skool kan gaan. Okay, mamma, nou begin daar. Kom ons begin prakties om vir jou te vra. As jy sê, Greta, ek wil oor 10 jaar wil ek hê my kind moet 'n hoërskoolkind wees wat gesond is en nie screwed up verhoudinge aangaan nie. Okay, goed. Ons het ietsie om mee te werk. Waarmee gaan ons nou werk? Mamma, nou gaan ek jou huis toe stuur met net een werkie. En dit is, jy gaan huil in die stort,
jy gaan huil by jou kerk, jy gaan huil voor die Here, maar wanneer jy met Sissa of met Boeta praat, gaan jy positief praat oor hulle toekoms. Maar Greta, ek kan nie verstaan nie my man, dan sê ek verstaan van jou man, ek sê, jy het nou 'n huiswerkie, want ons werk nou aan 'n 10 jaar plan. Ja. Verstaan jy? En dit is pulling out daai tentpenne, om te sê, girl, weet jy wat, jy is nie net een tent wat trek nie, partykeer haal ons net een tentpen uit, laat die ding kan begin loskom. Ja. Verstaan jy? Laat die wind net kan inkom, die ding kan begin waai. Ja. So net nie so stak wees nie. Jy hoef nie al die ander te hê nie, maar jy moet net iewers aan by 'n punt. En Geraldine, ek dink in my en jou wêreld kry ons baie keer wat hierdie verstaan nie. Jy verstaan nie, dan sê ek, jy's reg, ek verstaan nie. Ek verstaan nie. Maar dit verander nie God se antwoord en sy waarheid nie. Ja. So ek verstaan ook nie presies waarom jy sukkel nie, maar daar is 'n resep om jou tentpenne uit te kry en om te begin move. Daar's ons praktiese goeders. Verstaan jy wat jy kan net God se waarhede begin neerskryf. En al staan jy en jy skree vir die Here en sê ek weet nie of lief jy, maar ek sien nou hierdie sticky nou teen my laptop. Ek sê dit vandag, al staan jy en jy skree dit vir God, dan skree jy gaan vir die waarheid. Jy skree een waarheid, want iewers slaat hy in jou gees vas. Dis dit. So ons begin met praktiese tree om vorentoe te gaan. En weet wat, Geraldine, partykeer, dan sê ek vir vrouens, wanneer hulle deur trauma gaan en goeders, né? Payback is not an answer. Nee? Party vrouens wil in payback mode ingaan. Weet jy wat, my familie was lelik met my, en jy verstaan nie, hulle het my afgeskryf, so weet wat gaan ek nou doen? Ek gaan nou, moenie, sit. Verstaan jy? Ja. So moenie wanneer jy getraumatiseerd is, jou trauma verdiep, deur twak aan te jaag nie. Just don't. Ja. Stop. Awesome. Haal asem in jou kop. Ja. En partykeer moet ons so prakties wees, om net te sê, sit vir jou Q-Tex aan. Blaas jou hare uit. Ja. Jou beenhare. Laat daar weg, weet jy ten minste, wat daar onder jou broek wegkruip, is ten minste glad. Ja. Doen iets om goed te wees vir jouself. Simpelste goedjies om goed te wees vir jouself. Want daarmee ook, verstaan, Geraldine, ons is liggaam, siel en gees. En partykeer het ons soveel antwoorde. Ek weet die woord van die Here sê dit en dit en dit. 'n praktiese manier om te sê, ek weet nie hoe om daar te kom nie. Oh wow, weet jy wat? Die eerste manier is dit, of die eerste manier, praktiese goed. Ja. Love it. Okay, dan die volgende vraag is, wat doen ek as ek bitter geword het teenoor God, omdat dinge nie uitwerk soos ek geglo het nie? As jy bitter geword het, nee, dan beteken dit wat jy verloor het was 'n groter afgod as wat God vir jou was. Amen. Ja. En hierdie is 'n verskriklike harde ding om te sê. Ja. Want daar's luister wat sê Greta, met ander woorde, jy praat wat dood is. Want jy sê ek het vir afgod. Wat jy vashou, Geraldine. Is as ons regtig die regte persepsie het van wie God is, dan weet ons hier gaan ons verliese ly. Hier in hierdie strook, in daai rooi stukkie gaan ons verliese ly, nê? Maar as ek God nie kan vertrou ten spyte van my verliese nie, dan beteken dit God was nooit die God wat hy eintlik is in my lewe nie. En dan mens kry tydelike bitterheid. En dis regtig oukei. Maar mens moet mooi verstaan, wanneer is dit tydelike bitterheid, tydelike woede teenoor die Here, tydelike wantroue teenoor die Here, en wanneer word dit ek draai weg dit wat ek nog altyd geglo het. Ja. Want Geraldine, weet jy nie, as ons God in ons lewe gesien het,
We smelled him, we tasted him, we felt him, we encountered him. Dan sê ek vandag vir jou, dan is dit nie net iets wat kan verdwyn uit ons lewe uit nie. Dit is nie. Absoluut. So as mense wegdraai van dit af, van God af, as gevolg van seer, verliese, goeters, trauma, en sê, maar waar was die Here? Dan het ek die Here in die eerste plek nie verstaan nie. Ja. Ek het die Here in die eerste plek, het ek hom nie geken nie. En weet jy wat? Dis ook okay. Want wat 'n great ding om dan God werklik te ontdek. Ja. Absoluut. Ons nie moet wag om 'n community of roots in 'n community te hê nie. Want as jy roots in 'n community het, gaan hulle jou nie laat los en sê, "O, ek het gesien, Geraldine is bitter. Ag, weet wat, sy's nou uit die kerk uit, weet wat, sy kom nou nie 'n selgroep toe nie. Ek het nou eendag gesien, weet wat, ek het haar gesien, sy het sommer nou haar hare gaan pers daai. Sy het nou 7 neusringe in. Weet jy wat, ek het haar nou die aand gesien in 'n bar storm dronk, het ek haar verbygery, toe sien ek daar, toe val sy daar uit. Maar ag, weet jy wat, alle mense maak nou maar keuses. As ek 'n tribe het, gaan my tribe my kom haal. Ja, exactly. En dis hoekom ek relentlessly aangaan teenoor vrouens om te sê, hê 'n tribe. Hê 'n tribe, jou gaan kom haal. Ja. Ek wil nou nie want ja. Sê gou. Jy wil nou nie? Nee, ek wil nou nie teruggaan na die, jy weet, na die vorige antwoord nie, want anders dieselfde. Verstaan? Ja. Ek gaan gou ietsie deel. Ek dink ek het dit nog nooit in die publiek aangekondig nie, maar okay, so jy het obviously 'n pad met my gestap. In ons infertiliteit amper 3 jaar terug en hoe ek geworstel het en hoe ek gesukkel het om swanger te raak en ook gebeur nie in my tyd nie en ek question man, hoe gebeur dit vir daai gesin en as ek na daai gesin se finansies kyk, my gesin se finansies, like ek kan nou hierdie kind kyk en eventually toe raak ek en hytjie swanger en net na seisoen 3 van Volvrou, Hanna seisoen en toe ek klaar is met seisoen 3 van Volvrou, ek dink jy tog amper jy was saam met my bed op hom gewees. Toe stuur hy vir my 'n WhatsApp en hy sê vir my ek gee vir jou toe nou my se naam en hy sê jy ervaar in jou gees 'n Samuel en ek besef onmiddellik daai aand maar Hanna het vir Samuel teruggegee. En ek sê vir hytjie in die kamer, onthou nou 3 jaar terug se Geraldine. I was also growing spiritually. I was also very immature at that point. We are all growing into better peoples, glo ek. En ek sê vir hy, ek kan nie glo Greta durf hierdie vir my vanaand sê en dink dis positief nie. Hoekom moet ek hulle my teruggee? En eers nou, dis wat ek vir mense wil sê, eers nou, 3 jaar later, toe ek Abraham en Isak gelees het en ek sien dat dit gaan nie oor Isak wat die offer is nie, dit gaan oor die omstandighede van Abraham se hart. Want guess what? Just before the moment toe die ram gekom, that was the sacrifice. God will always come through at the last minute. Besef ek, it was about the condition of my heart. Want my kind was amper in my lewe 'n afgod. My kind was amper belangriker as my man gewees en baie foute gemaak, first time mom, maar ek dink dis daai as iets nie in jou lewe moet uitwerk so wat dit moet nie, it's you saying, maar okay Here, gee 'n bietjie vir my storie terug. Jy duidelik nie beheer hieroor nie. I can do a lot better job than what you currently doing. Ja. En nou wil ek beide sê, ek dink soveel van ons en ek het nou eendag op my Facebook gepost, sien God dan as ons ATM, ons hemelse ATM en ek het my geestelike pin insit and you must provide want ek het mos die pin ingesit en ek is kern daarop en ek moet myself ook konstant vra wanneer iets nie deurbring vir my of wanneer iets nie uitwerk so wat ek gehoop het nie, moet ek myself sê okay Geraldine, kom ons check gou jou hart. Were you more interested in the promise or were you more interested in the promise giver? Because there's a huge difference. En party net die beloftes, but they don't willingly pursue the promise giver. En dan, jy het nou gepraat van 'n tydelike woede. Ek wil regtig vir die vrouens sê as jy 'n tydelike woede het met die Here, like he can really handle your words. He would much rather want you to wrestle with him
then you walk in pretense. En Ja. ek het eerstehands 'n ondervinding daarmee. Ek stoei gereeld met die Here. Ek wil sê gesonde stoei, want mag ek net nie my heup uitsit soos Jakob nie. Dit kan nie lekker wees nie, maar ek is gereeld by die Here wat ek vir hom net kwaad en sê verduidelik, want wat het ek misverstaan of misgetrap of and it's okay. I'd rather be that as wat ek voorgee. Ek kom by jou alkohol voor ek by die huis uit. Ja. Ja. Luister, nee, laat ek gou vir jou sê, né? En ek dink daar's ma's wat tieners is wat nou met my gaan mooi relate. En ek sê nie hierdie as 'n ek probeer nie tieners se houding en rebellie, maar wat 'n wonderlike voorreg as 'n tiener bereid is om vir jou te kom sê, ek hou nie hiervan nie en hierdie irriteer my en hierdie waar. Want daar is huishoudings waar kinders dit nie sal waag nie. Ja. En hulle dink dis 'n vorm van respek. Nee, dis 'n vorm van vrees. Dis 'n vorm van weerhouding. Ek kan nie myself wees nie. So ek moet my woede gaan uitlaat iewers anders. So as my kinders partykeer met woede met my gepraat het, dan het ek iewers 'n stemmetjie in my kop gehad wat gesê, I feel so loved. I feel so loved. Want hulle is nie bang vir my nie. Hulle kom sê vir my in 'n vrymoedigheid. En daarmee sê ek nou nie kinders wat net so 'n attitude het nie. Maar hulle is bereid om vir my te kom sê. En hulle voice hulle woede, hulle voice hulle ongelukkigheid. Hulle so as ek as ma besef dat hierdie kind wat hier voor my staan, nou 'n meltdown van Samson het. En sy, mamma luister net nooit nie. Mamma verstaan my net glad nie as hulle nou dit doen, né? Dan onthou ek in my volwassenheid, ouma, jy het net gister gesê, mamma is die enigste ene wat my verstaan. Dankie dat mamma altyd daar is vir my. Dan kyk ek na haar en dis okay, sê. En dan sê ek soms jammer ook, ek is jammer nie. Ag, weet jy wat kan ek doen om jou te laat beter voel? Verstaan jy? Ek sit dan nie op haar plek en sê ekskuus tog. Can I kindly remind you? Mamma het hier gejournal en vir jou hier neergeskryf. Jy het op daai datum vir my gesê ek's die enigste mens wat luister en ek is because I get her emotion. Ek verstaan waar sy is. As ek as 'n feilbare ma na my kind kan kyk, 'n aardse vleesma na my kind kan kyk en partykeer besef, weet jy wat, hierdie woede wat sy het, ek verstaan sy seer. Ek verstaan sy's overwhelmed. Ek verstaan daar het goed in haar lewe gebeur. I get it. I really get it. Verstaan? Maar as my kind wegloop en sê ek wil jou nooit weer sien nie. En ek weet dat die seer wat sy het niks te doen met iets wat ek gedoen het. It's a different ballgame. Dit is heeltemal iets anders. Dit breek my hart presies dieselfde. Maar hierdie een waar sy kom wrestle met my, is 'n liefdesding. So wrestling with God, shouting at him, yelling at him, is an act of love. Ek vond dat ek vir François en die laaste koel toe ek hulle uitgevang het, en dit was 'n treurmare, verstaan ek het mos nou al gesê, ek het full FBI vibes gegaan, en ek moes vir 20 minute geluister toe hulle seks het en al sulke goeders, het ek stormdronk geword. Ek drink nie eens alkohol nie. Ek drink nie alkohol nie, en ek het stormdronk geword. En ek het in 'n Japon met 'n skaapvel pantoffels wat nog 'n gat, mind you, in sy voet voor het. Verstaan? En het ek hier uit my huis uitgestrompel. En ek het in my parkie gestaan en ek het gevloek en geskree soos iemand wat sprits gesnyf het. En te kere gegaan. Dit het gelyk of ek so verstaan. En
ja, ek het op die einde van die dag, ek het dit nou nie self besef nie, maar ek het by iemand anders toe nou wat daar toe nou my kom help het en goeders het gehoor, ek het toe later gejoudel. Ek het 'n Heidi binne in my. Ek het gejoudel. Verstaan? So ek het 'n vreugdeskomponent. Vloek. Ja, Here. Ja, en ek het God gevloek. God kon net sowel daar gesê het, weet jy wat, ekskuus tog, daai weerligstraal wat ek nou beplan het vir daar in die Drakensberge, skuif hom net koördinate halve Greta uit. Maar hy het nie. Ek dink God het na my gekyk en gedink, oh my word, kon jy nie eers beter van toffels aantrek, wat? The chops. Oh Greta. my word. Jy sê, hier sit ek met my. Ek dink die Here was net soos, maar weet jy wat? Hy het nie net na my gekyk wat 'n mes was nie. Ja. He broke. His heart broke for me. So die een ding van my woede en my wrestling het hy persoonlik gevat nie. Verstaan? My een dogter sê altyd, "Mamma, ontspan, Jesus is nie so insecure nie, hoor. Jesus is nie insecure nie, ontspan." Hy het nie So mamma kan dit maar net sê soos dit is, al veel probleme. So It's amazing. wrestle dit uit. Wrestle dit eerder uit met die Here as wat jy in rebellie gaan of as wat jy in bitterheid ingaan. En ek wil vir elke vrou wat vanaand na my luister, na jou luister Geraldine, wat voel ek hoef nie hiermee te deel nie want ek wil kwaad bly want weet jy wat? Dat net vir jou sê, imagine jouself oor 30 jaar. Imagine ek is 85 jaar oud en nou hier sit ek verbitterd. En ek beklei met die nurse wat my bloed moet trek. En ek beklei met die aftreeoortse versorger. En ek beklei met hoekom wil ek so oud word? Why? Why? So, nee, bitterheid is 'n swaar bitterheid is daai ding van net coincidentally dat dit vat meer spiere om te frons as om te lag. Nee, vat meer spiere in jou gesig om te frons. Dit voel anders, nee? Jy gaan nou dink, o nee, dis goed om te lag. Verstaan, ek oefen my gesigspiere, maar frons oefen meer eintlik jou gesigspiere en dit maak jou vinniger oud. Net so, bitterheid, om bitter te bly, vat meer geestelike energie as wat dit vat om te vergewe. Ja. Dit doen so die Here loop sê dit sommer vanaand vir hom. Okay. You can handle Ja. your emotions, for real. Jesus is nie insecure nie vir hom. Okay, dan hierdie is wel altyd vir my 'n lekker vraag. Want ek was in my lewe baie lank in 'n wagseisoen, maar is dit verkeerd om moeg Ja. te wees of moeg te word in jou wagseisoen? En hoe wag ek Nee, hoop as ek uitgeput is? luister, Geraldine, dis nie, weet jy, ek dink baie keer, jy weet dis 'n ding waarmee ons baie keer groot geword het, is jy sal besig wees om te huil. Jy's 'n klein dogtertjie en jy wil nou eers ongelukkig wees, dan sê jou pa vir jou maar, kom nou, lag 'n bietjie. Kom, hou nou op om te lag 'n bietjie, nee? How about you just go and sit with them and let them cry it out? En dan as hulle beter voel en hulle het nou saam klaar gehuil en klaar uitgehuil, dan gaan hulle sê, ek soek nou 'n koekie. En dan gee hulle 'n koekie. En dan gaan hulle lag oor iets en. So ons is geleer. Ons is nogal getrein in die moenie huil nie, moenie sulk nie, moenie, verstaan jy, dat dit is nie gesond nie. So iewers subconsciously het ons dalk ook 'n ding wat sê, wanneer dinge nie regloop nie, dan moet ek mos nou joyful wees en ek sit 'n smile op en al sulke goeders. So die einde van, ek is eintlik moeg om te wag en ek voel eintlik nie so great nie, moet ek eintlik nie voice nie. Want dis nie Christian nie. Jy moet joyful wag. Jy moet joyful wag. Luister, ma van Lemay, het nie baie joyful verstaan.
Dis nie asof sy rondgehardloop het langs Penina en gesê, nog eene, Amatia, the joy of the Lord is, wow, ek voel so happy dat ek nog steeds nie swanger is nie. Sy het so gechunk, dat Eli gedink het, sy's dronk. So sy het gesaam. So nee, jy hoef nie in jou wagtydperk joyful te wees en al sulke goed, maar wees, wat as die wag? Wat, gaan dit nou snot en hare en blare wees vir 10 jaar? Ja. Dan moet jy sê, Here, hier is nie vir my lekker nie, hier gaan ek nou weer chunk. Okay, Here, nou gaan ek weer aangaan. Goed, klaar gehuil, dankie, hier gaan ek nou weer. Verstaan? So, ons hoef nie altyd happy te wees in ons wagtyd nie. Ja. Maar, dis my belangrik, dat ons nie ophou leef en pursue life. Pursue your dream, even while you are waiting. So sê nou, Here, hierdie is my droom. Hierdie is wat ek begeer. Here, hierdie is waarvoor ek huil al vir jare. Hierdie is die ding wat ek hier sit. Maar Here, ek sit hom nou neer. U weet van hom? Ek gaan nie kort op kom herinner. Maar Here, intussen, ek is nie net geroep vir daai ding nie. Intussen gaan ek pursue wat u nog vir my het. Ja. Ek gaan dit pursue. En relentlessly gaan ek goeders pursue. Haai, Here, sjoe. Ek het nou die hele tyd gewag vir daai. Prys die Here, u het nooit daai vir my gegee nie. Want imagine dat u dit nou vir my gegee. Maar ek het intussen hierdie ander goeders ontdek wat u wel vir my gegee het. Want ek het nie in my wagtydperk gaan sit en gesê ek sal hier sit totdat die Here hierdie vir my gee nie. Nee, ek het besluit, vyand, weet jy wat? As jy gedink het ek gaan nie so staan en wag, ek gaan nie. Ek gaan verseker nie. Ek gaan opstaan en ek gaan loop. Ek gaan opstaan en pursue. Ek gaan opstaan en leef. Ek gaan nie net daar wag nie. So dis maar baie soos die, moet nie 10 penne inslaan nie, maar dis normaal. Wat die chops? Jy's mos nie 'n klip nie. So natuurlik gaan jy moedeloos raak. Natuurlik gaan jy moeg raak. Né? Maar ek wil jou ook herinner aan God se woord wat sê, as hy vir jou 'n spesifieke ding in oog het, dan sê God se woorde, as jy nie nou eers saam met gewone manne kan hardloop nie, hoe gaan jy eendag saam perde kan hardloop? Ja. So as jy nie hierdie bietjie wag kan tolerate nie, as jy nie hierdie issue kan baas raak nie, hoe in die lewe wil jy hê ek moet jou promote tot daar? Ja. Want daar gaan jy teen perde moet hardloop. Daar gaan jy meer messe in jou rug hê. Daar gaan jy meer verwerping beleef. So, jy moet hierdie ding leer handle, wil. Jy moet hom konker. Iewers moet jy opstaan en sê, Here, leer my om hierdie ding te konker. Leer my. En as dit beteken dat ek hierdie ding moet gee vir die Here en sê, Here, ek gaan nou klaar huil oor hom, ek gaan begrafnis hou, dis nou wat ek verloor het, want ek weet jy gaan dit nie vir my ooit dit gee nie, en ek aanvaar dit. Dan gaan ek aan. Ja. Dan gaan ek aan. Ja. Ek sê ook baie keer gebruik die voorbeeld soos vir mense, kyk, ons almal sal nou kan doen met 10 miljoen rand, reg? Maar as die Here nou vir elkeen van ons 10 miljoen rand gaan uitdeel, gaan 90% van ons onsself reuneer met daai 10 miljoen rand, because we're not ready for that promise. En so baie kere is God's delays, is nie noodwendig God's denial nie, maar die delayed season, die waiting season is die development season. En dan dink ek, mense kyk so na die wagseisoen, jy weet, is 'n oorgawe van moedeloosheid, versus deur te sê, weet julle wat, ek posisie my vir verwagting in God's timing. So, yes, hierdie is my wagseisoen, hierdie is waarvoor ek wag. Ek vat byvoorbeeld nou, na my, voor ek vir hy kon ontmoet, was ek in 2 screwed up, verkeerde keuses verhoudings. Ek dink elke blondheid mag 2 foute maak. Hulle was myne. En toe sê ek vir die Here na daai 2 verhoudings, ek gaan nou 'n jaar single sabbatical. Ek gaan my Instagram doodmaak, toemaak, afval van my foon na Facebook, want vandag nog meer as toe, is dit maklik om ons vrouens te pursue. You slide into the DM,
"Hey, hierdie foto van jou is mooi," of daar's 'n hartjie, "Oh, hy het my hartjie, hy het my gehartjie." En die klein bietjie jy weet aanvaarding wat ons kry is vir ons massive because we so hunger for acceptance that we take our heart on Instagram as hier is my teken, hier is my man. En aan die einde van my eerste jaar toe sê die Here vir my, "Okay, wel great, dit was fun die eerste jaar, but let's go another year." En die einde van my tweede jaar toe sê hy, "We're going another year." En die volgende 4 jaar lank voor ek vir Hytjie ontmoet het. En in daai 4 jaar, I was actively waiting for my husband. I was actively praying for my husband, but I was in my preparation so that I can be ready. Want glo dit of nie, die eerste foto wat ek en Hytjie van my op sy Facebook gesit het om vir die publiek te vertel, die volkie, het die volkie my uitmekaar uitgeruk. Gereüneer. Vertel hoe's ek die derde party wat is op 'n huwelik en hoe durf ek en wat. As ek nie vas was in my identiteit gewees nie, dan sou ek nie as jy my gesê het be still and know, ek sou terugkom met op Facebook want ek manne, perde. Ja. En nou vandag, as ek kyk na my preparation, yes ouens, as jy voorhardloop en dit's the stuff. Die rejection is real, die judgment is groot. If I weren't prepared in my 4-year single sabbatical om te sê nee vir Facebook en vir Instagram, want nou moet jy dink, die fans sê vir my, maar waar gaan jou man jou nou ontmoet? Want nou is jy af van sosiale media, nou uit die veld. Ag nee. Verstaan? Like it's real. Ek kan net dink hoe God gesê het. Hy het vir Gabriël die dag toe jou Instagram delete. Toe sê hy soos Gabriël, wat gaan ons nou doen? Nee Vader, ek het nie 'n idee nie. Ek is nou uit planne uit. Ek sal nou nog 'n dag moet gaan rus net om 'n nuwe Exactly wat, verstaan jy hoe gaan die dialoog hier in ons koppe? Because my timeline is not going according to my plan. This is nie. I'm actively waiting. Like mooi voorbeelde vir my van daai ek dink dit moes nogal taaf gewees het. Is Dawid en Saul, nee? Want Dawid het geweet wie Saul is en ek bedoel nou dis die eerste koning van Israel. En ek bedoel die konings en die priesters en die profete van daai tyd was amper net onder afgode. Verstaan jy, dit was soos luister, hy's 'n priester, luister, hy's 'n profeet, luister, hy is 'n koning. So hier moes hierdie helde verering gewees het van Dawid af, van hierdie is koning Saul, nee? En hulle het geweet wie Samuel. Die hele Israel het geweet wie Samuel. As daai ou gepraat het, dan was dit. En hier kom Samuel na hom toe en salf hom as die koning van Israel. Maar sorry Dawid, jy's nog jonk en jy gaan nou weer terug gaan na die skape toe. En weet jy wat, dan gaan jy gaan eendag die koning wees, maar sorry, weet jy wat, jy gaan nog net eers gou op die harp vol moet speel. Ja. En jy gaan hom net gou eers kalmeer. En weet jy wat, daai ou gaan jy net eers gou wil doodmaak. So, maar dan is dit soos wat in die lewe, kan jy dink waardeur Dawid moes gegaan het om te weet, ek hoef nie hierdie flippend skape nou te shepherd. Ek hoef nie met 'n minderwaardige rol ek van Israel. Ek is anoint om die koning te wees. So ek wonder hoe het Dawid se wagseisoen gelyk van, Here, maar wanneer? Ja. Maar weet wat is my mooi? Selfs in Dawid en Saul se goed, hy het nooit vir Saul gehand nie, hy het nooit vir Saul probeer doodmaak nie, hy het nooit Saul probeer lig uit die stoel uit nie. Ja. En partykeer dan wil ons ander mense lig uit die stoel uit sodat ons daar kan inbeweeg, né? Want dis wat die Here vir my beloof het. Ja. En die Here remove en hy appoint. En dit is selfs met werksgoeders. Jy weet dat die baas het vir jou kom sê dat jy gaan eendag nog die FD van hierdie company wees. Ja. Nou hou jy die financial ou van hierdie company dop. En jy voel net jy moet vir die baas gaan sê wat het hy nou aangejaag en jy moet vir die baas because you want to lift it
want jy weet daar's 'n belofte dat jy daar gaan inbeweeg. Ouens, as ons inbeweeg in 'n grondgebied in waarvoor ons nie gereed is nie, sal die grondgebied ons vermorsel, want elke grondgebied kom vyand. So dis goed om te wag. Those who endure, Romeine 5. Those who endure will gain character. And those who have character will always have hope. Okay. Exactly. Laaste vraag vir die aand. Okay. Oh, baie selfs wat ek nou oor gepraat het is, hoe hou ek aan glo as dit voel of niks wat ek bid beantwoord word nie? Ek dink is baie belangrik dat ons profetiese woord moet neerskryf. Dis is maar my kinders baie met my raas. Ons moet profetiese woord neerskryf. Want die Here gee baie keer vir ons beloftes wat ons vergeet. Ja. Die Here het partykeer al vir my goeders gesê, dan het ek dit afgechak as, whatever. In plaas ek dit gevat het as 'n belofte en dit neergeskryf het, en in my miserable seasons daarna gekyk het en gesê het, oh my hat, God said. So ek dink een van die goeders is ons moet meer goeders begin neerskryf van wat die Here vir ons sê. Ek dink is baie belangrik dat ons in swaar seisoene spesifiek dat ons moeite doen om 'n bietjie te journal. Nee, want ek is nie 'n aktiewe journaler nie. Ek is nie, verstaan jy? Een van jou dogters het vir jou gegee, jy al begin. Ek het al begin. Ja. Weet jy wat, Geraldine, ek is nie iemand wat ek het nie soos 'n ding wat ek journal. Ek het nou hierdie boek. En nou skryf ek neer. Ek het al gesê, ek het 'n haastige persoonlikheid. So ek weet nie wie van nie, maar een van my top strengths is ek's 'n activator. So alles moes al gister gebeur het. Verstaan jy? So ek overcommit baie keer want dit kom. Ja, ek gaan dit doen. Ja. Verstaan? So my persoonlikheid gel nie altyd so maklik met journaling nie, maar ek weet dat die Here my ook indwing in 'n quiet season in, want hy wil dit ook in my kom cultivate, nê? Ja. Maar ek journal, en ek weet jy sal dit journaling noem nie, maar ek het sticky notes in my Bybel op verskeie plekke, en dan sal ek goeders neerskryf, hier het die Here dit gesê, of hier, en dan datums by. Altyd vir my incredible om te kan teruggaan as ek die Bybel oopmaak en dink, oh my word, ek kan in my lewe nie glo ek het hierdie neergeskryf nie, ek kan nie glo ek het hiermee geworstel nie, ek kan nie glo ek het nie hierdie verstaan nie, ek kan nie, so een van die goeders is profetiese woord, die ander ding is om jou groei, om te kan sien dat dit wie Greta verlede jaar was en dit wie Greta nou is nie meer dieselfde Greta nie. Sodat ek my eie groei in my wagtydperk of in my woestyntydperk of wat ook al, dat ek kan sien, wow, ek het gevorder. Verstaan? En ek dink dis baie belangrik dat ons nie net onsself celebrate, maar dit kom weer terug na ons community toe. Want ons community gaan ons celebrate. Ja. Want hulle gaan nie bang wees om ons te celebrate en sê, weet wat, Greta, dit wat jy verlede jaar gesê en dit wat ek nou by jou hoor, is twee verskillende goeders. Verstaan, ek kan sien jy het gegroei, ek kan sien dit gaan beter, ek kan sien dit, ek kan sekere goeders by jou sien. So, ek dink in terme van 'n wagtydperk is dit baie lekker as 'n mens weet, dis hoeveelheid kilos wat ek al afgelê het, verstaan. En nie net in terme van kilos nie, maar dat ek bakens kan hê, om te sê, ek is by daai punt, ek is by hierdie punt, ek is by hierdie punt, ek is by hierdie punt. Ja, en ek het in my egskeiding het ek byvoorbeeld, dis nie 'n wagtydperk nie, maar dis ook 'n wagtydperk vir genesing. Ja. Verstaan? So ek wag nie vir 'n man nie. Asseblief, Suid-Afrika, hoor julle my? Ek wag nie vir 'n man nie. Baie dankie. Elke tweede persoon vra vir my, Greta, nou, is daar al iemand? Nee, hygend hard. Verstaan jy? Kan jy nie sien, dit gaan goed met, kan jy nie sien hoe gelukkig ek is nie? Liewe ouers,
Ek het die remote van die aircon en van die TV. Verstaan? Lyk ek vir jou ongelukkig? Lyk ek alleen? Lyk ek desperaat? I'm living a life, people. I'm living a life. Maar ek het vir myself gesê dat daar seker goeders wat ek wil regkry. Verstaan? Amper soos bakens. Verstaan? Ek wil kan gaan op vakansie en een dag die 1 Desember kon ek dit nie gedoen het nie, want ek was net nie daar nie. Maar ek het vir myself gesê, dit sal great wees as ek teen volgende Desember alleen kan gaan uit eet en okay wees daarmee. Regtig wil net okay wees. En toe ek dit actually doen, toe sit soos, hey Grace, you did it. Verstaan? Well done, girl. So ek het vir myself merkers ingesit om te sê, ek wil hierdie ding doen. Ek wil daai ding doen. Ek wil so. En dan wanneer jy in jou tydperk is om te sien ek is verby daai baken, dan is dit 'n goeie ding om jouself ook te encourage. Ja. Ek dink dis so mooi gesê. En ek worstel wat ek nou moet sê of ek dit moet sê of nie moet sê nie, want wat ek nou gaan sê, moet asseblief nie hoor wat ek nie sê nie. Ja. Maar baie keer as ek met vrouens werk en sê ek jy weet ek bid en ek bid en ek bid en ek bid, my gebede word nie geantwoord nie. Dan kom ek by die punt wat ek vir die vrouens vra, maar kom ons kyk wat bid jy? En met dit bygesê nou, hoor net asseblief my, nie jy nie, die mense wat luister, sê ek nie, moenie oor alles gaan bid by die Here nie, because he's open, he wants you to speak and pray about everything. So ek sê nie nou, moet skielik nou nie, moet nou minder bid oor die ding waaroor jy bid nie, maar ek gaan kyk regtig oor, maar wat is dit wat ons bid? Wat is daai bid wat nie gebeur nie, daai bid wat nie, ek voel wat ek in die plafon vasbid, en dan is my praktiese voorbeeld vir vrouens is, 2 Korintiërs 4 vers 18 wat sê, ons kyk nie, ons hou nie die oog gefestig op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare is tydelik, maar die onsigbare is ewig. En dan probeer ek in daai plek inkom om te sê, so, jy weet, Paulus het die voorbeeld gebruik van sigbaar en onsigbaar, sigbaar is tydelik, onsigbaar is ewig. So, as ek gaan kyk na my sigbare goed in my lewe wat tydelik is, dan is dit quite frankly everything. My bankbalans, my sieklike liggaam, my verhouding wat verbrokkel, whatever, iemand anders se sukses wat meer is as myne is op social media, all of those things are temporary, tydelik. Wat is my ewige goeders? Wat is my onsigbare goeders? My onsigbare goed wat ewigheidswaardes het, is God se nabyheid in my lewe, te midde van sy stilte, my identiteit. Jy weet, die Heilige Gees wat binne my werk, my ewige beloning wat vir my wag, die engele wat rondom my kamp, al daai goed is my ewige goeders. En dan, die oor wat ek myself gaan revalue, tussen wat bid ek, my sigbare goedjies, again, it's not wrong to pray for these things, versus my ewige goedjies, then, wat ek vroeër gesê het vanaand, is when you fix your thoughts on God, God fix your thoughts, dan onmiddellik in daai plek van my ewigheidswaarde, dan word my gebede eerder Here, in die sigbare ding waarvoor ek wag. Wat moet my karakter leer? Wat moet my karakter beter inraak? What is the old person, what inside the old person needs to die? En dan wil ek amper sê, it's impossible dat jou gebede dan ongeantwoord bly, because God is much more interested in your character than your comfort. En dan as ek gaan kyk, die sigbare ding waarvoor ek bid is for my comfort, but if I question how my character needs to shift in the process of either getting it or not getting it, he's interested in that. So he's going to send the test, hy gaan my toets, hy gaan my beproef, hy gaan my beloon, hy gaan wat ook al, sodat ek dit kan word, waarvoor ek kan sê, Here, maak my, vorm my, maak my in u wil. En dan, met dit bygesê, wanneer ek vir vrouens veral oor bid praat, is dan sê ek hulle, ja, daar's baie beloftes, maar is jy reg vir hierdie antwoord? Not all the promises is meant for our
ons spasie in hierdie rooi lyntjie nie. Waar is die rooi gedeelte? Nie al ons beloftes gaan in hierdie spasietjie uitgedeel word nie. Baie van daai beloftes word eers later in ons lewe vir ons gegee, or probably for the next generation, through us. Ja. En dit is maar weer net daai ding van promise en promise giver. Ja. There's a big difference. Geraldine, een van my soos 'n aha oomblikkie was, is die skrif wat sê, soek eers die koninkryk van God en hy sal vir jou al jou begeertes van jou hart gee. Nou, dit is soos hoorie, dit is soos 'n quick fix resep. Soek die koninkryk van God, dan gaan jy alles waarvoor jy bid, alles wat jy begeer, gaan hy vir jou gee. Dis soos what my vlees het daai versie gelove. Totdat ek geestelik begin groei en besef het, die oomblik wat jy God se koninkryk werklik soek, verander jou begeertes. Ja. So dit is amper asof die Here ons in die lang gras. Dis okay Here, maar ek wil nou nie eintlik meer daai hê nie. Dan sê hy soos, I feel you my sis, I feel you. Verstaan? Oh now she gets it. Verstaan? Eintlik, ja. Ja. So dis daai soek die koninkryk van God. Soek jou journey in dit. En hy gaan in elk geval, weet jy wat net Geraldine, en daar's twee goed wat ek nog wil bysê. En dit is dat as jy regtig waar die Here besoek, dan gaan hy vir jou vrede gee oor dit waarvoor jy wag. Ja. Want jy soek die koninkryk en dit beteken sy vrede gaan joune wees ten spyte van. En nou wat gesê het. Daai wat jy nou gesê het van maar waarvoor vra ons? Ons het dit in 'n vorige sessie het ons dit gesê. Maar God se woord wat eintlik aanhaak oor ons gebedslewe wat hy sê ons kry nie want ons vra nie, maar ons bid verkeerd. Dan sê dit soos wat? Ons bid is work. Hoe bid ons verkeerd, Here? As ons bid vir iets buite God se wil of buite sy woord of buite sy belofte, verstaan jy? Dan sê dit soos dan gaan ek jou help, die antwoord is nee. Ja, dit is soos Kan ek help? Kan ek wat 2 of meer saamkom? Nee, it's not coming. Ja, maar Here, ek het die hele stadium. Wow, dis indrukwekkend. Ek is hartseer om te sê die antwoord is nog steeds nee. Here, wat moet ek doen? Net luister. Ja. Hou gather en begin net te luister. Dis daai selfde ding van die skrif in konteks probeer aanpas dat dit by my lewe inpas, justify. Hulle moet gebede, maar ek bid. Ja, maar ek bid als vir my wil. Ja. My een ouma het altyd gesê, my kind, as jy nie weet hoe om te bid nie, al wat jy moet sê, is al wat jy moet weet. Laat u wil geskied. Dis die enigste deel van 'n gebed wat jy moet ken. Die res hoef jy nie te ken nie. Jy moet net daai deel ken. Laat u wil geskied. Dankie. Ja. Mamma, hoe moet ek nog bid? Daai's baie taal. Ek gaan nou Suid-Afrika terugvat na 'n teerpunt toe. Die baba dogtertjie wat oorlede is na al haar oop hart operasies en ek praat met kennis 'n rukkie daarna en sy sê vir my ma, wat het ek gebid vir hierdie baba dogtertjie? Dis daai stryd van hoekom sal die Here so klein lewetjie wegneem? 'n jaar se lewe wegneem. En ek antwoord toe en ek sê wel ek het gebid vir God se wil. Wat? Ek sê ja, ons gaan nie God se wil verstaan nie en ek het ook gestoei en ek het ook saamgehelp met Suid-Afrika. I promise you, I was challenged to make a video in daai rou emosiestyd van myself, maar sy planne nou was volmaak. Dit was sy wil vir haar lewe. Her race is done. Ek het 'n vriendin, ek het nou van haar bokse in ons stoorkamer wat ek moes gaan skoonmaak het gister. Want ons stoorkamer gaan nou nie meer, ons hom nie nou meer nodig in die nuwe huis nie. In elk geval prys in die huis. Sê weer? Ek sê prys in die huis. Ja. Ons mens nie meer 'n stoorkamer nodig het nie. En ek sit en dink ek nou Bouman se bokse uitpak. As ek haar nou moet in die hande kry, as ek haar nou kan bel en vir haar sê, "Wou, hoe gaan dit man? Chat gaan nog 'n laaste keer met my." Sy gaan nie my wil plekke ruil nie. She's having a job. So
ons kyk na weer eens die ewigheid en ek dink met verkeerde oë. Party is bang daarvoor, party is onseker en dis 'n obviously gesprekke vir heeltemal 'n ander, ons gaan nou gou so 'n uur lank praat, maar daar's soveel joy in die ewigheid. Ek dink ons moet almal op 'n plek is wat sê I can't wait. Can't wait. So ek hoop dat vanaand, want ek weet is vra baie vrouens harte is hoe lyk my geestelike oë en hoe sien ek met my geestelike oë en ek hoop dat julle dit mooi gehoor in die fyn skrif van ons lesie vanaand is dat die oomblik wat jy daarvoor gaan vra, gaan dit vir jou gewys word, die goed wat uit lyn uit is. En so wat ek genoem het vroeër, then it's back in your hands, which means you need to step and take the first act or change or whatever. Ja, Anders is dit disobedience. En ja, so Greta, wil jy iets sê voor ons afeindig? nee, ek wou tipies Greta, verstaan jy? Ek weet ek moet altyd geestelik baie diep eindig, maar ek wou nou gesê het, gaan skeer jou benare man. Voel net beter oor jouself. Verstaan? Jou storie is nog nie klaar nie. God is nog nie klaar nie. Ja. En partykeer moet ons net herinner word hoe ver het ons al gekom en hoeveel mooi daar in ons lewe is. Partykeer moet net dit weer onthou. Ja. Absoluut. Ek dink ek en jy moet 'n roadtrip maak. Ons gaan in elk geval op 'n roadtrip in Januarie. Maar ek dink ons moet 'n bus reël. En dan ry ons met 'n bus vrouens af Winterton toe. Dat die nou ons by die Kaap aankom, is almal van bo tot onder reg, dan rus ons almal net. Dan vat ons ons boekies en ons lê onder die bome. Klink vir my baie goed. Klink vir my baie goed. Ek sien baie, ek weet jy gaan brein gebrand wees na jou tydjie in Hartenbos, so ek moet beplan waar gaan ek gaan sonbrand opdoen. Ja. Dat ek net so bruid soos jy is in Januarie. Ja, op my ouderdom worry ek worry nie meer oor 'n tan nie, want ek tan net pigmentasievlakke in sproete. Verstaan jy? Kos hy also lot geld om die goed weer te verwyder. Verstaan? Ja. Ja. Hoorie, baie dankie vir jou tyd. Ek weet jy het vir Mila Ja, by jou. dankie. Yet again, laasweek jou broer, hierdie week Mila, yet again you step up and you come to the table. En jy kom deel jou hart en oorvloed uit. Ek waardeer jou verskriklik baie. Ek gaan jou kant op belou vir môre. So you let me know what time, I'll be ready. En vir die res van die vrouens, ek hoop dit het julle geïnspireer vanaand, dat julle 'n waarheid gekry, duidelikheid, clarity is important for me. Mag julle lekker aand hê, heerlik slaap, onthou volgende week donderdag is die laaste episode van Troonkamer Waarheid. Ja, volgende week se laaste en dan is my een dogter, dan is 3 van my dogters, daai donderdag. Is 3 van my dogters terug. So my ene vlieg op om vir Mila te kom haal. So dan slaap sy hierso, so dan kuier ek saam met jou in daai familietyd en dan is Gita ook terug van Indië, terug. So ja. Volgende week gaan ek dalk sê, kom, jy het diens vinnig. 2 vrae. 2 vrae. Ja. Okay. Ja, joke. Gooi hom, ek hou daarvan. Ja. Okay. I like it. Lekker aand, lekker slaap. Ons sal môre in al die liefde vir julle. Bye. Okay. Bye.